Broer en suster, nou kan jy my beter hoor. Ek dank die Here dat ons hierdie feesdiens met die mikrofoon saam kan belewe. In ons toetrede voor die aangesig van ons Here sing ons terwyl ons bly sit lied 207 strofe 1 en 3. 207, 1 en 3 en daarna die wotum en die aanvangseën van ons Here. Broer en suster, voor die aanvang van die erediens, ons het in die konsistorie daaroor gepraat, die lidmate wat hier sit, die projektor kan eers môre herstel word. U gaan nou dwars deur die erediens nie aan die sang kan deelneem nie. Ek wil tog vra, hier in die ouderlingbank is 'n hele bank oop, 2 banke, of ons nie tog net wil omskuif en daar kom sit nie. Hier ook, as u 'n bietjie kan opskuif, dan kan ons vir al die lidmate 'n mooi plekkie maak. Kom ons skuif net om hier na die ouderlingbank. In die heel agterste bank hier by die ouderlinge kant is daar ook nog 'n plekkie. Femke, julle kan dalk heel agter gaan sit, daar by die rose, hulle sal uitskuif of inskuif. Ja, daar by Tannie Lana se plek. Ekskuus julle. Tegnologie laat ons sleg in die steek. Daar sy. Kom ons tree aan
tot die troon van die lewende Here. Ons Vader in die hemel, die skepper van hemel en aarde. En is dan dat U en ek sê, ek kyk op na die berge, waar kom my hulp vandaan? En dan sê ons as gemeente saam, ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat die werke van sy hande nooit laat vaar nie. En daarom, kinders van die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die Here loof in die erediens, Psalm 146, die eerste strofe en ook die vierde strofe. Die eerste, die Tosius beruiming, die vierde strofe, die kloete omdigting. Ons gaan staan as ons die Here loof met hierdie loflied, en direk nadat ons strofe 4 gesing het, kan jy weer die sitplek inneem. Ons doen met oorgawe belydenis van ons geloof en daarna die Exodus 20 woorde in wetsafkondiging van ons Here God. En ek wat sê, ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Om dan met oorgawe te luister as die Here sê, hierdie gebooie het ek aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie.
Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, jou seun, jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou, die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Na ons belydenis en nederig dankbaar geluister na die Here se wet, gaan ons hom aanroep in gebed. Ons bid nou saam en spontaan na die amen op die gebed, die 30ste strofe van Psalm 119. Ons bid saam. Vader in die hemel, ons kyk op. En ons kyk stip. En ons weet, U wat in die hemele woon, kyk tot hier by ons op aarde. U aanskou die feesdiens, die genadetyd, die erediens. Seën dit, Here. En laat ons hier versterk gaan, gesterk gestewig teen storm en ongetij, omdat U ons rots en ons bergvesting is. Woord en sakrament, sakrament en woord. U onsse God, wat vir ons sorg. Ons dank en ons eer kom U toe, om Jesus ontwil. Amen.
Ek bedien die Here se woord aan u uit genade. Daarom kom die Here aan die woord. As ons blaai na Matteus 26 om vers 36 tot 40 saam te lees en daarna die Here aan die woord met Psalm 23. Matteus 26, 36 tot 40. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir hulle, sit hier, terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword. En vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie? Tot daar uit Matteus 26. En dan die Here aan die woord in Psalm 23. Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in die hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Vers 39 van Matteus 26 is die fokusvers met as tekstema die Here Jesus se kruisbeker leeg en my drinkbeker vol. Maar voor ons na die bediening van die Here se woord luister, kom ons loof die Here met strofe 39, Psalm 119. Suster en broer, groot mense, jong mense en kinders. Hoor 'n keer net weer mooi wat
sê die Here Jesus? Matteus 26 vers 38. Ek voel doodsbenoud. Dis die seun van die lewende God wat so sê. Dis hy en my verlosser koning wat sê, ek voel tot die dood toe benoud. Dis die angstige Here Jesus. Maar ineens u te bedien met, onthou, dis die misterie wonder van die twee nature van die Here Jesus. Ons middelaar. Vraag en antwoord 18 van die katekismusbelydenis, hoor, terselfdertyd ware God en regverdige mens. Die Maria kind, voluit mens, bang, bang. U was ook al bang, nee. Die eensame wat in Getsemane vir sy disippels sê, ek is doodsbenoud, of dit kan ook vertaal word met, my siel is in my diep bedroef tot die dood toe. En die verlosser, die koning der konings wat sê, wat vra, wat smeek, Vader, as dit moontlik is. Ek sien nie kans vir hierdie beker nie. Ek sien nie kans. Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. As u wil. En so is dit, broer en suster, jong mens en kind, om doodsbenoud te wees. Wie van ons ken dit nie, om watter rede ook al, maar nie een van ons om die rede dat 'n mens weet, jy's op pad kruis toe. Maar kom ons fokus op Jesus se tot die dood toe benoud wees. En onmiddellik te vra, hoekom is Jesus bang? Hoekom? Want, sowel, jy kan dit gaan nalees in die Markus Evangelie, sowel Matteus en Markus gee die rede vir Jesus se benoudheid, naamlik die inhoud van hierdie beker. Dis die inhoud wat die Here Jesus met benoudheid vervul. Mag hierdie spesifieke beker my oorslaan, Vader. Mag die beker by my verbygaan sonder dat ek dit drink. Maar nou vra mens, wat is dan nou die inhoud van hierdie beker? Want Jesus blyk die angsbevange verlosser te wees. Wat is die inhoud van hierdie beker? En daarom vir u iets te sê, baie kort, oor die beeldbeker, spesifiek in die Ou Testament. In die Ou Testament word beker in beeldspraak gebruik as 'n aanduiding van die lewende God se grimmigheid. In hierdie beker wat Jesus vra, Vader, as dit kan, laat dit by my verbygaan, is vol geskink met God se grimmigheid. Is vol geskink
my en jou sonde. Laat dit by my verbygaan, Vader. Die grimmigheid. En jy kan dit gaan nalees oor die beker synde God se grimmigheid, Jesaja 51, Jeremia 25, Esegiel 23. Daarom die beker se inhoud, Getsemane se beker, Jesus se drinkbeker, om dit so uit te druk, binne-in is God se oordeel, sy reg, sy geregtigheid. Is ons hemelse Vader dan liefdeloos en genadeloos omdat hy die beker by sy seun nie laat verbygaan nie? Verseker nie, want dit werk so, sonder genade word geregtigheid meedoenloos en sonder geregtigheid word genade goedkoop. God se grimmigheid, sy oordeel in die Getsemane beker. Dis die beker van God verlatenheid, my broer en suster. Dis die beker wat u en ek moes drink. Die Getsemane beker wat by Jesus nie verbygegaan het nie. Hy het hom geledig. Hy het die laaste druppeltjie hel gesluk. Hoekom? Sodat u en ek uit 'n ander beker kan drink. Dis die beker van danksegging. Dis die beker van verlossing. In Christus word u en my beker 'n lied, om dit so uit te druk. In die woorde van Psalm 23, u vul my beker, u voed en verheug my totdat dit oorloop. Here, vul u my beker. U vul my beker met u heil oorvloedig. My beker vloei van wyn. En nie God se grimmigheid. Dink so daaraan. U hoef die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, nie vanoggend by u te laat verbygaan nie. Neem dit, drink almal daarvan, gedenk en glo dat die Getsemane beker nie by Jesus verbygegaan het. Is u benoud? Is u bang? Om watter rede ook al? Jesus se lydensbeker is leeg. En u beker, my beker loop oor. U les my dors. U laaf my siel en lei my swakke skrede. Getsemane se beker is leeg. En u beker loop oor. En daarom
kan U kom deel in die oorvloed van God se liefde. Amen. Voordat ek die nagmaalsformulier aan ons voorlees, sing ons die 4de strofe Psalm 138. Luister met aandag na die formulier vir die viering van die heilige nagmaal, geliefdes in Christus Jesus ons Here. Luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Daarom om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. En die ware selfondersoek, wat uit 3 hoofpunte bestaan, het ons in die weke wat verby is, aan u deurgegee in die nuusbrief, sodat ons daarvan kon vergewis. Die Here leer ons die doel van die nagmaal, wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het, en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker, om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal, so het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring.
Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek, sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam, omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Maar God, deur sy Gees, ons daartoe help. Amen. Ons bid nou saam. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van u seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u, gee deur u Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan u seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons die kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus Christus ontwil. Amen. Broer en suster, voor ons nagmaal vier, die volgende ordereëlings. In die gereformeerde gemeente Pretoria Montana Poort is die nagmaalsprotokol die volgende. Ons het 'n gemeenskaplike tafel waarin die lidmate wat dit so verkies kan kom aansit. En die lidmate wat nie aan die tafel aansit nie, word in die banke bedien. Die diakens sal aan die sigbare tekens van brood en wyn uitdeel. Dankie aan die diakens vir hierdie dienswerk. En nou reël ek dit so dat diegene wat aan die tafel wil kom aansit, dat hulle daartoe vrymoedigheid moet neem en na vore kom en hulle sitplekke kom inneem. Kom ons reël dat die wat aan die tafel wil aansit, hulle plekke inneem.
Baie dankie aan die broers en susters. En nou, terwyl die brood en wyn aan diegene uitgedeel word wat dit so verkies om in die banke bedien te word, gee ons aan die diakens daartoe die geleentheid en terwyl hulle dit doen, sal daar 'n orgel tussenspel wees.
Broeders en susters, luister net weer na Psalm 23, vers 4 en 5. En bind dit aan die Getsemane tuin se belewenis van ons Here Jesus en beleef die andersheid. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. En nou, broer en suster, voordat ons nagmaal vier, lei ek u in hartsverheffing. Ek sê by baie geleenthede, dit beteken eintlik dat ons hart en gemoed moet losmaak van hierdie aarde. En ons moet dig by die Here kom. Ons hart tot hom verhef. Daarom verhef die harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Een laaste reëling, omdat dit ook die kerkraad se begeerte is, dat hierdie gemeente met een bediening almal saam nagmaal vier. Reël ek dit so: ek gaan in u midde die brood breek, ooreenkomstig die formulier. Ek gaan die beker van danksegging vir ons inskink. En dan gaan daar 'n orgel tussenspel wees. En wanneer die orgel ons voorgaan, broeder Hyp in lied 159, dan gaan ek die brood hier uitdeel en die wyn, en u wat dit reeds ontvang het, met die orgelbegeleiding en tussenspel, is dit u en u, Here Jesus. Geliefdes, die brood wat ons breek, onthou die Getsemane tuin, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem die brood wat u ontvang het en wat aan u uitgedeel gaan word. Eet almal daarvan, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here gebreek is. Soos hierdie brood gebreek tot volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here. Neem dit, drink almal daarvan, dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes.
het U elkeen gehoor gegee aan die opdrag van ons Here. Elke keer as ons nagmaal vier, dit doen met oorgawe totdat hy kom. En daarom nou ons lofverheffing. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met hierdie woorde: Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. En so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kind, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie. Die beker by hom nie laat verbygaan nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van die seun. Ons bid U laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus om sy naam ontwil. Amen. Die lidmate aan die tafel is welkom om hulle plek weer in die banke in te neem. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, in hierdie feesdiens gaan ons nog 'n lied uit die liedskat van die kerke sing. Ons doen dit staande en wel lied 260 strofe 2 en 8. Daarna die uitstuurseën van die Here en dan ons amen lied, Skrifruiming 12:3 se eerste strofe. En dan neem jy sitplek in vir 2 of 3 afkondigings. Mag ek vra, as ons nou lied 260 sing, dat elkeen van ons let daarop, dat ons, soos ons dit ken, uit volle bors sing. Asseblief, broer en suster, kom ons let op ons gemeentesang, lied 260.
Ontvang die Here se seën en gaan in aller vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons Trooster, sy met u almal. Amen. Geliefdes, die volgende vir u aandag, terwyl ek vir Dominique van der Merwe vra om haar kaartjie te kom haal, terwyl sy nader stap, die volgende vir u deur te gee, broer en suster, die aand-erediens, vanaand om 17:30, hartlik uitgenooi en jy moet groot groei, hoor? Baie geluk. Dit is ook ons dankseggings-erediens. 17:30 op die Here se dag. Kom ons sorg dat ons hier is. Ek dink ek kom agter dat as ek dit so stel, dat die aand-eredienste se bywoning nie tot eer van die Here is. Dankie aan die diakens en elkeen wat gister by die worsbroodjie middag teenwoordig was, en dankie aan die diakens wat as gasheer en gasvroue vir ons opgetree het. Spesiale dankoffergawe vanoggend vir die instandhouding van die erediens, soos u dit ken oor al die jare, as u kan, en vanaand vir die studentekas van teologiese studente op Potch. Ons simpatie met Suster Silla Venter, wie se broer in die week oorlede is. Ons dink aan u, baie sterkte en die troos van die Here toegebid. Twee laaste notas, dit raak 'n situasie wat al hoe meer in die gemeente ook realiseer. Steven van der Merwe, een van ons lidmate, vertrek Dinsdag na Ierland om daar te gaan werk. En binne 2 tot 6 weke na hierdie week gaan Sonja, sy vrou, wat die 31ste Mei verjaar, hom volg. Dan is hulle, na wat verneem word, 'n onbepaalde tyd in Ierland. Vir julle daar agter, Steven, 'n veilige vlug en hartlike seën in die Here, en vir jou wederhelf hartlik geluk met haar verjaarsdag. En dan 'n opname in die gemeente vanuit die NG Kerk Doringpoort, en ons verwelkom dan nou amptelik en formeel en al daai groot woorde vir François Smit. Dit is altyd verblydend as ook jong mense hulle tot die gemeente voeg. Baie welkom in die Here se naam by ons, en hier groei ons in die Here, en hier leer ons ook graag van jou, en leer ons ook van jou gawes en talente.
Jou plekkie is hier uitgekap deur die Here God self en daarom baie welkom. Dankie broers en susters.